Nou neem hy op. Maar soos wat ek dan sê is, elke liewe kerk kan jy nou al uitsif. As jy hoor daar's 'n profeet, of jy hoor daar's 'n apostel, weet dit is vals. En moenie daartoe gaan. Maar hierdie man, hierdie Miller, hierdie William, het ook in hierdie beweging die volgende tipe denominasies gestig. Of nie hy self nie, maar hulle vind hulle wortels uit hierdie beweging uit. Dis die Jehovah Getuies en ook die 7-daagse Adventiste, wat uit hierdie beweging in die 1800s gestig was en ook sodoende geflourish het, soos die Engels sal sê, gegroei het reg oor die wêreld vandag. Maar Miller se eerste profesie het hy gesê, Jesus gaan kom op 21 Maart 1842 en net voor hierdie datum het hy dit verander en hersien en gesê, hy gaan kom 3 April 1843. Nou op daai stadium was sy kerk nog nie so groot nie, maar relatief groot in vergelyking met ons kerk. Byvoorbeeld, daar was meer as 3500 mense wat op daai dag die volgelinge van hierdie profeet William bymekaar gekom het in Boston Advent Temple en ook sodoende teleurgesteld was. Hoekom? Want Jesus het nie gekom nie. Sy tweede profetiese ding wat hy gestel het, is toe 18 April 1844, maar wat vir my so ironies is hierdie meer as, kom sê 4000 mense, as hierdie man wat jy volg verkeerd was met 'n datum, hoekom gaan jy hom dan nog volg? Mense sal glo dit sterf uit, die mense het die kerk verlaat. Nee, inteendeel het dit gegroei. Nie gegroei met 50 mense of 100 mense nie, maar met duisende mense. En sy tweede voorspelling was, sy profetiese woorde was 18 April 1844. En raai wat, hulle almal het weer bymekaar gekom en Christus het nie gekom nie. En sodoende was sy volgelinge in daai sin het gevoel of hulle frustreerd raak met hierdie profeet. Maar toe maak Miller sy laaste voorspelling en sê Jesus sal terugkom 22 Oktober 1844. En raai wat, weer eens groei hierdie beweging so erg dat nie net duisende mense bymekaar kom nie, daar was 10.000 mense, 20.000, 30.000 mense wat hom begin volg het en ook al hoe meer radikaal geword het in hierdie beweging, baie meer okkulties geraak het en alle ander kerke en Christene wat hierdie teenstaan, hierdie profetiese datum, het hulle verklaar as agente van Babylon, wat verwys na agente van die duisternis, van die duiwel, en hulle sodoende dit vernoem. En mens sal weer eens dink, dat met hierdie teenstand en met elke keer wat hy 'n datum vasgemaak het, dat mense sal sien, hierdie man praat leuns. Hy het nou al 2 keer dit gedoen en Jesus het nie 1 keer gekom nie. En hulle het al hoe meer okkulties en radikaal geraak. En interessant, net voor hierdie laaste voorspelling, het daar in daardie streke plase gestaan wat se grond nie bewerk is nie. Mense het hulle huise verkoop omrede hulle in die goeie boekies van die Here wil kom en dit vir organisasies gee. Winkels het stil gestaan en het nie oopgemaak nie. Mense het hulle werke gelos en al hierdie dinge, en toe raai wat, Jesus het nie gekom nie. En al daai mense het seer gekry, nie seer gekry met haat in hulle harte teenoor hierdie valse profeet nie, maar seer gekry teenoor die kerk. En sodoende het meeste van hulle nooit weer kerk toe gaan nie. Maar wat vir my interessant is, wat ek gelees het oor hierdie, is dat soveel ander denominasies se geleerde manne ook betrokke geraak het met hierdie beweging. En baie van die Rooms-Katolieke se priesters het deel geraak van hierdie. Hoekom? Want raai waantoe het meeste van die geld gegaan van die huise wat verkoop is aan die profeet en die kerk. En sodoende was hulle miljonêers en wat hulle vasgestel het is dat hierdie man, hierdie William Miller, het beleggings gemaak wat eers na die wederkomstyd wat hy voorspel het, sou uitbetaal het. En sodoende het hy nooit geglo daarin nie, maar was net vals van die begin af om 'n miljonêr te raak. Maar mense, as daai mense net 'n bietjie
van die woord verstaan het. En dit is my so oogoplopend, dat as jy net 'n bietjie van die woord lees, sal jy agterkom, dat dit 'n leuen was wat hierdie manne gepraat het, oor die laaste 2000 jaar, en vandag vind ons baie kerke. Want tog, Jesus self sê die volgende oor sy tweede koms, oor sy wederkoms, in Markus 13, vers 32 tot 33. Hy sê, maar van daardie dag, verwysend na sy wederkoms, en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die see nie, maar net die Vader. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Sodoende sê Christus self, God self vir ons, dat niemand ooit spesifiek hierdie datum of hierdie dag gaan weet nie. En sodoende is daar soveel ander gedeeltes wat praat oor hierdie waarheid. En daar soveel ander waarhede, maar my vraag is dan, voordat ons aanbeweeg, hoekom volg mense hierdie leuns? Hoekom is hulle so radikaal anders as hulle hierdie mans volg, of hierdie mense volg wat hierdie leuns praat? Omrede, hulle skep valse hoop. Die mensdom hardloop agter hoop aan. Hoekom soek jy 'n beter werk, en hoekom gaan swat jy? Hoekom probeer jy skool deurmaak en matriek te verkry, sodat jy hoop het in jou toekoms vir iets beters? Is dit nie so nie? Hoekom is jy streng met jou kinders dat hulle moet leer, sodat hulle 'n hoop het in hulle toekoms? Dat hulle ook 'n werk, 'n goeie werk sal verkry, en sodoende en sodoende. Maar hierdie mense skep 'n valse hoop, en eintlik wat hulle sê is, hulle probeer die res van die wêreld afsny en sê, as jy my volg, sal jy in die hemel opeindig. En sodoende plaas daai profeet hom in dieselfde skoene as Christus Jesus. En sodoende is hy ook 'n valse Messias. Maar as ons dan fokus op die waarheid van die wederkoms, kan ons 'n paar punte uit ons hoofteksgedeelte uithaal, wat ons kan aanhaal en ook so 'n bietjie fokus op vanoggend. Eerstens kan ons sê, Jesus se wederkoms moet 'n werklikheid wees vir elke persoon wat sê hy's weergebore. En ons sien dit in vers 24 tot 27 van ons hoofteksgedeelte, wat sê, maar in daardie dae, na die verdrukking, sal die son verduisterd word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemel is, sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens op die wolke sien kom, met groot krag en heerlikheid, en dan sal hy sy engele uitstuur, en hy sal sy uitverkorenes uit die 4 windstreke versamel, van die einde van die aarde af, tot by die einde van die hemel. Nou, Jesus sê hierdie dinge aan sy disippels vir die volgende rede, want sy disippels het dadelik net voor hierdie geleer, deur Jesus wat het vir hulle gesê, dat die tempel vernietig gaan word. Die tempel gaan afgebreek word, daar sal nie 'n steen op 'n ander steen wees nie, en sodoende die disippels gedink, die wederkoms gaan dan natuurlik gebeur direk na dit. Want onthou, die Jode het die tempel gesien as die enigste plek waar hulle vir God kan dien, vir duisende jare, waar hulle offers kan maak en sondebelydenis kan doen deur diere wat hulle opoffer. Maar Jesus kom en sê eintlik deur hierdie vir hulle, nee, eers na die verdrukking sal ek kom. En sodoende maak Jesus dit duidelik dat daar ook, en dis ons tweede punt, sekere tekens sal wees wat ons kan op die uitkyk wees voor, wat sal aandui dat dit sy tweede koms is. En ons sien dit, die woord sê vir ons, die son sal verduisterd word en die maan sal sy glans verloor, en in ander gedeeltes van die woord sien ons dat hulle sê daar sal 'n lig van die ooste tot die weste skyn. En sodoende, hoekom? Hoekom sê Jesus en die woord hierdie dinge vir ons, sodat ons nie misleid moet word nie? Nou dink jy enige persoon wat daai man gevolg het, William Miller, het uitgekyk vir hierdie dinge? Nee. Want dan sou hulle geweet het, hy praat nonsens, hy's vals. En sodoende, die verdrukking was nog nie eers daar nie, so hoe kan Jesus al kom? En hy's so ooglopend maklik om hierdie dinge te verstaan. Maar dan sê die woord vir ons in Matteus 24 vers 25 tot 26, 'n waarskuwing wat ons vind weer eens, waar Jesus praat en hy sê, kyk, ek het dit vir julle vooruitgesê, as hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, verwysend na die Messias, na Jesus, moenie uitgaan nie, kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie.
Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot die weste skyn, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Die gedeeltes en nog vele meer gee vir ons genoeg riglyne om volgens te leef. Genoeg waarskuwings om vooruit te kyk. En sodoende kan ons ook sê, en hierdie is my belangrik, elke weergebore Christen moet die wederkoms sien as iets wat hoop gekonnekteer het aan dit. Maar elke ongeredde persoon moet vrees vind daarin. En ook sodoende dit sien as 'n waarskuwing. Dit is nie 'n waarskuwing vir die wat reg is nie, maar dit is 'n waarskuwing vir die res van die wêreld. Maar dan kan ons die volgende vraag vra. Hoekom het Jesus nie presies vir ons die datum gegee? Soos wat ek nou gesê het, miskien 28 Oktober 2025 nie. Hoekom het Jesus net 'n tydperk gegee, of nie 'n tydperk nie, maar tekens om na uit te kyk, en ook op ander verskeie gedeeltes praat van die wêreld moet eers meer duisternis en sondig raak voor die Seun van die mens terugkom? Hoekom het hy nie presies vir ons gesê wanneer hy kom nie? En ek dink die beste verduideliking is, almal wat hier sit was al jonk, of is tans jonk, en julle onthou seker as julle ouers miskien weggegaan het vir 'n naweek, maar nie vir julle presies gesê het wanneer hulle gaan terugkom nie. En jy het miskien vriende oorgenooi en bietjie saam met hulle gekuier en goedjies gedoen. As jy nie weet wanneer jou ouers terugkom nie, het jy seker gemaak die huis is die hele tyd netjies, al is jou ouers daar. Al is jou ouers nie daar nie, want jy weet nie wanneer hulle terugkom nie. Maar wat het jy gedoen as jy weet hulle kom 4 uur Sondag terug? Jy het daai hele huis die mekaar gelos tot 3 uur Sondagmiddag en dan die huis skoongemaak. Is dit nie waar nie? En dit is hoekom Christus nie vir ons sê spesifiek die datum van sy wederkoms nie. Want dan sal ons as kerk, as die wêreld, leef soos ons wil leef tot 24 Oktober 2025 en dan ons lewens uitsort en probeer ons hart te gee vir die Here en hom aanneem. Is dit nie 'n realiteit nie? En dit is hoekom Jesus dit duidelik maak dat ons elke sekonde van elke dag moet leef soos wat hy geleef het. Om elke liewe sekonde van elke dag reg te wees. En ons sien dan ook dat Jesus nie wil hê dat ons die dinge moet misverstaan nie. So hy gee vir ons weer 'n verduideliking in vers 28 tot 29, 'n gelykenis of parable in Engels, waar hy hierdie dinge weer verduidelik. En hy sê, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitpot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is voor die deur. Verwysend as ons hierdie tekens begin raak sien, dan weet ons is nou amper in die tydperk, amper in die seisoen van die terugkoms van Christus Jesus. Ons weet nie spesifiek die dag nie, en ons hoef dit nie te weet nie, want elke liewe gelowige glo dat hy gaan terugkom. Dit is nie 'n geheimenis vir die liggaam van Christus nie, dit is 'n geheimenis vir die res van die wêreld. Dis 'n realiteit vir ons. Christus se tweede koms is sodoende 'n tydperk waarvoor ons moet uitsien. En ek dink die wêreld het dit so geskep en verander, hierdie waarheid, dat ons dit vrees amper. Dit is iets waaroor ons onseker is, iets waaroor ons bietjie vreemd voel as ons daaraan dink. En ook het jy daar agtergekom, en ek glo die jonger mense sal dit meer weet, as jy op sosiale media gaan, is dit vol van hierdie dinge. Hoekom? Want die wêreld wil jou mislei. Dis hoekom in Suid-Afrika is al hoeveel profete, onder ons nasie self en onder elke nasie en kultuur van Suid-Afrika en van Afrika. Julle weet Afrika is tans die leier van Christendom in die wêreld. Nee, ons het die meeste Christene in Afrika as kontinent. Mense, is dit nie skokkend as jy dan sien wat in Afrika aangaan nie, wat in Suid-Afrika aangaan nie. Hulle sê ons is 'n Christelike nasie in Suid-Afrika. Ek het nog nooit iets Christelik gesien wat ons eie nasie gedoen het nie, om eerlik te wees. Nie net ons kultuur nie, maar elke ander kultuur. En sodoende sê dit vir ons, daar's misleiding en mense wat valse titels dra van
en sodoende wat die mense mislei. John Wesley het in een van sy boeke die volgende geskryf. En hy skryf eintlik iets wat met hom gebeur het. Hy was die dag besig, die middag om in sy tuin te werk, seker 'n roosboomtuin of wat ook al. En soos wat hy werk, koekeloer sy buurman vir hom oor die muur en hy praat met hom en hy vra vir hom die volgende vraag. Hy vra vir hom: as jy geweet het Christus het vandag gekom, sou jy die nog steeds gedoen het? En John Wesley antwoord en hy sê vir hom: ek sou presies gedoen het wat ek nou doen. En mens kan nou dink dit is arrogant of miskien vreemd, maar is eintlik reg wat John Wesley sê, want John Wesley het 'n sekerheid in sy hart dat hy nie hoef enigiets te verander tans in sy lewe as hy weet Christus kom vandag nie, want hy het sekerheid en hy weet hy wandel in Christus Jesus. Maar mense, nou moet ons self die vraag vra: as Christus vandag, as jy geweet het Christus kom vandag terug, het jy die sekerheid dat jy hom tegemoet gaan kom in die wolke? Want as jy nie daai sekerheid het nie, moet jy asseblief met iemand gesels daaroor. Want dan beteken dit jou eie redding is nie vas nie. En as daar onsekerheid is, kan ek jou waarborg, gaan jy hom nie in die lig tegemoet kom nie. En dit is die realiteit en die waarheid van die woord. Ek het dink baie keer toe ek jonger was en toe ek nog nie tot redding gekom het nie, ek was onder valse redding of bekering, ek het gedink ek was 'n Christen, maar was nie, het ek baie keer gedink dat as Jesus moes terugkom vandag, sou ek seker in die kerk gewees het, ek sou ook goeders verkoop het om my saak met die Here reg te maak, vir die armes al my geld gegee het. Hoekom? Want ek het nie besef dat die enigste sleutel tot die ewige alleenlik Jesus Christus is nie. Ek nie besef dat, maak nie saak wie ek is nie, maar as ek in Christus is ek gered nie. En dat daai waarheid my toe verander het, nie dat ek eers verander het om die sleutel te verkry nie, maar dat die sleutel my verander het om meer soos Christus te wandel. As ons kyk na vandag en 2025, mense, kan ek vir jou eerlik sê, daar's baie meer tekens vandag dat die einde naby is as 100 jaar terug. Ek gaan nie vir julle sê dit gaan môre gebeur, of oor 20 jaar, of oor 100 jaar nie, maar ek weet dit is nader vandag as wat dit 2000 jaar terug was. Die wêreld is meer sondig, en daar is tekens tans dat dit naby is. Maar het jy tans rustigheid in jou hart, dat as Jesus miskien môre moes gekom het, is jy reg? Is jou saak reg? En ek wil afsluit met die volgende, en is met Charles Spurgeon, wat oor hierdie waarheid geskryf het, en hy sê: if his first coming does not give you eternal life, his second coming will not. If you do not hide in his wounds when he comes as Savior, as your Savior, there will be no hiding place for you when he comes as your judge. En in Afrikaans sê dit in eenvoud: as jy nie tot redding kom met sy eerste koms, verwysend na toe Christus op aarde was, gekruisig was, gesterf het, opgestaan het uit die dood uit en opgevaar het hemel toe, as daai waarhede jou nie tot redding bring nie, is sy tweede koms, sy wederkoms te laat. En dan sê hy die volgende: as jy nie skuil in die wonde van Christus op die dag van sy tweede koms nie, verwysend as jy nie in hom is nie, gaan hy nie kom as jou redder nie, maar hy gaan kom om jou te oordeel. Hy gaan kom om jou te oordeel, en dis 'n oordeel wat ons breine nie eers kan begryp nie. En vanoggend sê ek dit nie vir jou om jou vreesagtig te maak nie, want ons word nie gered uit vrees uit nie, maar uit liefde, maar as 'n waarskuwing. As jou saak nie reg is nie, jy het tyd. Jy het tyd. Jy kan hier tans sit en in jou hart met die Here praat. Jy kan hier tans sit en daai dinge wat jy nog nooit by sy voete gesit het nie, nou daar gaan neersit. Jy hoef niks anders te doen volgens die woord, as om net te sê: Here, ek kan nie. Hier is dit, maar help my. Help my om te verander, om gehoorsaamheid te toon. Dit is wat ware redding is. Om nie krag in jouself te vind nie, maar in hom wat jou red.
sy lyding en die vreugde wat jy in dit vind, en die rustigheid dat jy besef dat elke probleem in jou lewe, jy nie hoef aan te pak nie, maar hy sal dit vir jou aanpak. Hy sal dit vir jou uitsort, as jy net aan hom vashou. Dit is die realiteit van redding. En of ons nou vandag sterf, of vir Jesus in die lig of in die wolke tegemoet kom, die dag wanneer hy in elk geval hierdie aarde verlaat, is jou wederkoms. Dit is die dag van geen of no return, soos die Engels sal sê. As jy jou oë toemaak en jou laaste asem uitblaas, daar is nie van iemand bid vir jou in die hemel in nie. Daar is nie van 'n vergifnis wat daarna gebeur nie. Daar is nie van die profeet het dit gesê nie. Jy sal alleen voor die Here staan. Maak nie saak wie jou misleid het nie. En die Here gaan sê, maar jy het my woord gehad. Jy het dit nie getoets nie. Ek het vir jou oor en oor gesê, toets elke woord wat uit elke mens se mond kom. En jy is misleid, want jy het geval in dit. Sodoende wil ek ons net terugbring en sê, mag ons in ons redding groot vreugde vind, dat Christus werklik gaan terugkom. Amen. Kom sluit die oë. Vader, as ons kyk na die waarheid van u seun se tweede koms, Vader, mag u deur hierdie waarheid ons harte vul met opgewondenheid, dat ons kan bid soos die onse Vader sê ons moet bid. Laat ons bid en sê, laat u koninkryk kom, verwysend, laat u seun kom. Laat u wil geskied hier op aarde, soos wat dit tans in die hemel geskied. En Vader, ons bid dit vanoggend, maar ons bid dit met harte vir die verlorenes wat u nog nie ken nie. Vader, mag ons 'n rol speel om daai mense na u toe te bring. Mag u ons gebruik as u instrumente, as u liggaam, as u voete en hande en mond om u te verkondig en te openbaar in hierdie wêreld. Maak nie saak waar ons onsself bevind vandag of môre nie, of ons hier in Springs is, of in Amerika is, of in die Vrystaat is, mag ons nooit ophou om hierdie waarheid te verkondig nie. En Vader, mag elke persoon wat tot redding moet kom, tot redding kom. Mag elke persoon wat weergebore is, mag hulle vastigheid en sekuriteit verkry in hulle geloof. Dat ons nie aanhou sal wandel met hierdie onsekerheid nie, maar dat ons sal weet, as Christus kom, kom hy vir my en ook vir my broers. Vader, help ons in hierdie aspek, en Vader, gee vir elke persoon wat hier is vanoggend die vrymoedigheid, as hulle onsekerheid het, om te praat, om te besef dat die kerk vir die rede hier is om leiding te bied, om wysheid te verdien, en ook te help in die groei tot volwassenheid. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Julle kan dan staan dan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie julle.